Ons is besig met 'n reeks ontwrigtende ontmoetings met Jesus. Dit is mense wat oor Jesus se pad gekom het of wat Jesus ontmoet het wat mense se hele lewe verander het. En ons is vandag by Jesus en die skare daar in Jerusalem wat op die ouende vra, maar wie is hierdie man? En ons gaan saam lees uit Matteus 21, die intog van Jesus in Jerusalem. Dit is vandag Palmsondag en daarom gaan ons hierdie gedeelte ook met mekaar saam lees. Matteus 21 vanaf vers 1. Toe hulle naby Jerusalem kom en Betfage aan die Olyfberg bereik, het Jesus 2 disippels vooruitgestuur en vir hulle gesê: "Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar 'n donkie kry wat vasgemaak is en 'n vul by haar. Maak haar los en bring hulle vir my, en as iemand vir julle iets daaroor sê, antwoord dan: Die Here het hulle nodig, en hy sal hulle gou weer terugstuur." Dit het gebeur sodat die uitspraak van die profeet vervul sou word: "Sê vir Sion, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy is nederig en hy ry op 'n donkie, die vul van 'n pakdier." Die 2 disippels het toe vooruitgegaan en gedoen wat Jesus hulle beveel het. Hulle het die vul gebring, van hul klere op die diere gesit en Jesus het opgeklim. Die grootste deel van die skare het van hul klere op die pad gegooi en ander het takke van die bome afgebreek en dit op die pad gestrooi. Die mense wat voor Jesus geloop het en die wat agter hom gekom het, het begin uitroep: "Prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, prys hom in die hoogste hemel." Toe Jesus in Jerusalem ingaan, het die hele stad in beroering gekom en gevra: "Wie is hierdie man?" Die skare het geantwoord: "Dit is die profeet Jesus van Nasaret in Galilea." Tot sover. Ek kan my nou net indink as Jesus vandag in Johannesburg sou aankom en arriveer, wat 'n groot beroering daar net hier in hierdie stad van ons sou gewees het nie. Wat sou die mense gedink het en hoe sou die sosiale media net nie gegons het nie, nê? Ewige debatte op Twitter en op Instagram en dan sal TikTok video's die hele wêreld vol gestuur gewees het oor hierdie man wat in die stad inkom. En die debatte sou waarskynlik gewees het: is Jesus the real thing of is hy net 'n fake? Is hy God of is hy 'n swendelaar? En ek kan my net indink hoe die WhatsApp oor en weer sou gevlieg het, hoe mense mekaar aangevat het om te sê wat hulle standpunt hieroor is. En ek dink daar sou mense waarskynlik tou gestaan het om 'n selfie saam met Jesus te kon neem en sê: ek was ook daar gewees toe hy hier gearriveer het. En ek dink dis waarskynlik hoe dit in Jerusalem gegaan het toe Jesus in die stad ingekom het. Matteus 21 vers 10 sê: die hele stad het in beroering gekom. Die boodskapvertaling sê: dit het nogal 'n opskudding in die stad veroorsaak. Wat gaan aan? Wie is hy? Het die mense in Jerusalem probeer uitvind. Nou wonder 'n mens, hoe het die mense in Jerusalem dan nie geweet wie Jesus is nie? Nou moet jy onthou, dit was Paasfees in Jerusalem. Mense het van heinde en verre, die Jode het gekom vir hierdie pelgrimstog om die Paasfees in Jerusalem te vier. En hulle het van ver buitekant die grense van Jerusalem gekom. Om waar te sê, ver buitekant die grense van Israel. En daarom praat die Bybel baie keer van die Grieksprekende Jode, bedoelende die Jode wat nie binne in Israel gebly het en Hebreëus of Aramees gepraat het nie, maar wat van buite af ingekom het. En Jerusalem is letterlik oorval met honderde duisende mense. En hulle het gekom om een ding te doen. Hulle het gekom om die verlossing uit die slawerny van Egipte te vier. Toe daar 'n lam geslag moes word en die bloed van die lam aan die deurkosyne geverf moes word, sodat die doodsengel by hulle verby sou gaan. En nou is hierdie skare van oral bymekaar in Jerusalem en hulle hoor van hierdie Jesus wat aan die kom is en die opgewondenheid en almal wil weet op die ouende: maar waaroor gaan dit? Wie is hierdie Jesus wat aan die kom is? So, volgende wil ek vir julle wys op die eerste plek, hy is nie wie jy dink hy is nie. Hy is baie meer as dit.
Hoe die skare wat saam met Jesus geloop het palmtakke geswaai en hulle klere op die grond gegooi en hy het volle bors gesing, Hosanna. Nou Hosanna beteken oorspronklik red tog of Here red asseblief. Maar wanneer hulle Hosanna hierso sing, dan word dit 'n uitroep van vreugde en aanbidding en hierdie red ons word, U is die een wat red. Hosanna, U is die een wat red. En daarom sing hulle, prys die seun van Dawid, loof hom wat in die naam van die Here kom, loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. En hulle wil nog steeds weet, wie is hierdie man? En dan sê die skare, weet jy nie wie is dit nie? Dis die profeet, Jesus uit Nasaret. Is dit al? Maar jy kan die opgewondenheid van daai skare aanvoel, as jy al ooit by 'n groot rugbywedstryd of 'n cricketwedstryd was en jou span is besig om te wen, en die opgewondenheid wat daarmee saamgaan, dan kan jy iets belewe van hierdie opgewondenheid toe Jesus met die donkie daar inkom, want dis 'n profesie wat in vervulling gaan, Sagaria 9 vanaf vers 9 tot 10. Wees baie bly, dogter van Sion, juig hardop, dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou toe. Hy's 'n oorwinnaar, maar tog is hy nederig. Hy ry op 'n donkie die vol van 'n pakdier. Die strydwaans van Efraim sal ek vernietig en ook die oorlogsperde in Jerusalem. Al die wapens vir oorlog sal ek vernietig. Jou koning sal vir die nasies vrede bring. Sy ryk sal strek van see tot see, van die Eufraat-rivier af tot aan die uithoeke van die aarde. En hierdie verwagting dat die Messias, die koning, gaan kom en hierdie wapens van die Romeinse ryk platvee en die vervulling wat gaan plaasvind dat hy weer op die troon van Dawid gaan sit, dit was lewend in hulle, want hier kom Jesus op die donkie, net soos wat Sagaria voorspel het. En dan onthou hulle ook die profesie uit Jesaja 9 vers 3 en 5 en 6. Want God sal die kettinge wat sy volk vasbind en die sweep waarmee hulle geslaan is, stukkend breek. Vers 5. Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Hy sal die heerser wees met koninklike titels, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy en vrede sal voortdurend uitbrei en nooit ophou nie. Vanaf die troon waarop sy voorouder Dawid gesit het, sal hy vir altyd regverdig en reg regeer. Dit was lewend in hulle gedagtes vir duisende jare, en hier voor hulle oë in hulle leeftyd gebeur dit waaroor hulle so lank gehoop en gebid het. Hier kom Jesus om hulle te verlos van die mag en die houvas wat die Romeinse regering op hulle het. Hulle gaan weer 'n nuwe koning hê wat op die troon van Dawid sit. Hulle gaan 'n nuwe regerder hê, gaan 'n nuwe tydvak van vrede ingaan, hulle gaan 'n nuwe toekoms sê. Dan wonder ek baie keer by myself, nou hoe het hulle gedink gaan Jesus dit regkry? Hy kom hier so met 'n klompie disippels wat eintlik maar vissermanne is, wat nou nie tot die tande toe gewapen is soos die Romeinse soldate nie. Hy het dit reg gekry om mense wat siek was gesond te maak. Hy kan blindes laat sien. Miskien gaan hy die blinde die soldate se oë verblind. Hy mense die dood laat opstaan. Plap. Miskien gaan hy al die soldate. Ek weet nie wat hulle gedink nie. Maar hulle is baie opgewonde. Hier is Jesus aan die kom en hier kom 'n nuwe tydvak. Hulle dink hulle weet wie Jesus is. Maar hulle verstaan nie regtig oor hoekom hy gekom het nie. Hulle sit eintlik die pot mis oor wie Jesus is, want hulle mis die tydsberekening dat Jesus juis met Paasfees vir Jerusalem binnekom. Hy kom nie as die aardse koning op die troon van Dawid te kom sit nie, maar hy kom as die lam van God wat vir ons sondes gekruisig gaan word. Hy kom om mense te verlos van die mag en die houvas, nie van die Romeinse ryk nie, maar van die mag en houvas wat die sonde en Satan op hulle lewens het, sodat hulle onder die ewige heerskappy van God kan leef. Maar dit lyk nie of hulle dit lekker snap nie.
En dit bring ons by die tweede punt. Wie is hierdie man? Hy is die lam van God. Kyk, die skare het al die profeseë oor Jesus onthou, oor die Messias wat sou kom. Maar daar is een deel wat hulle ergens langs die pad vergeet het. Hulle het vergeet hoe Johannes die eerste keer vir Jesus gesien het, dat hy uitgeroep het, kyk, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Johannes 1 vers 29. Daai deel het hulle heeltemal vergeet. Hulle moes eintlik die hele simboliek van Jesus se koms en kruisdood en die vergelyking met die Paaslam en Paasfees wat met Paasfees geoffer sou word, raak gesien het. Hulle sou dit immers baie beter verstaan het as ons vandag. Want die koneksie was daar. Hulle moes dit net kon raak sien. Kom ek vertel vir julle hoe die vergelyking lyk, wat hulle eintlik moes raak sien en wat ek en jy vanoggend moet raak sien, oor hoe dit gewerk het rondom die offerlam en die offerhande. Eerstens, die offerlam moes sonder gebrek wees, sê Levitikus 22 vers 20. So wanneer die lam wat geoffer moes word, na die priesters gebring word, dan moes die mense wat dit gebring het, seker maak daar is geen enkele gebrek aan daardie lam nie. En nou kom die Nuwe Testament en sê, Jesus se hele lewe was sondeloos, vlekkeloos, sonder gebrek. 2 Korintiërs 5:21, Jesus was sonder sonde. 1 Petrus 1 vers 19, Christus die lam wat vlekkeloos en sonder liggaamsgebrek is. En daarom kon net Jesus die offerlam wees, want hy is die enigste persoon wat vlekkeloos, sonderloos was. Maar tweedens, die offerlam is vooraf gekies en eenkant gehou om geoffer te word, Eksodus 12 vers 3. So wanneer die persoon wat die lam moes bring, een gaan uitsoek het, het hy hom uit die trop skrape verwyder en eenkant gesit en sê, hierdie lam gaan spesifiek geoffer word, toegewy aan die offer. En Jesus word deur sy Vader gekies en afgesonder vir sy bediening. Johannes wat sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. En by sy doop, Lukas 3 vers 22, dan hoor Johannes hierdie stem uit die hemel wat God sê, jy is my geliefde seun, oor jou verheug ek my, dat God vir Jesus afsonder om hierdie bediening te doen wat uitloop op die kruis. En wanneer Jesus dan sy bediening begin, in Lukas hoofstuk 4, dan sê hy, die Gees van die Here het oor my gekom. Die Gees het hom afgesonder vir dit waarvoor God hom gestuur het. Dan derdens, die offerlam is deur die priesters ondersoek. Wanneer die persoon die lammetjie gekom het, het die priesters baie mooi gekyk of hierdie lam voldoen aan al die vereistes, laat hy vlekkeloos sonder enige gebrek sou wees. En dit was deel van die korrupsie daar by die tempel. Onthou julle die tempel wat Jesus op die ouend ingeloop het en alles omgegooi het en omvergewerp het. Want baie keer het die mense 'n lam gebring en dan sê die priester, wag, hier is 'n bietjie van 'n fout. Jy beter 'n ander lammetjie kry. Ons het vir jou een teen 'n baie goeie prys wat jy by ons kan koop. So daardie ondersoek moes plaasvind. En Jesus is deur sy hele loopbaan ondersoek en getoets of hy sondeloos, vlekkeloos is. Satan het hom in die woestyn gaan beproef en ondersoek. Die Fariseërs en die geestelike leiers het hom gedurig ondersoek of hy is wie hy is, en selfs Pilatus. Op die einde in Johannes 18 vers 38 sê, ek vind geen skuld in hom nie. Die lam van God wat vlekkeloos, sondeloos is. En dan is die vierde plek, die offerlam is die hande opgelê. Dit was 'n simboliese handeling van dat die persoon wat hierdie offerlam bring, het sy hande op hierdie lam gelê en gesê dat sy sonde eintlik aan hierdie lam of bok wat geoffer gaan word, oorgedra word. En daarvandaan kom ons Afrikaanse spreekwoord dat iemand is 'n sondebok.
Dis letterlik die persoon het sy hand op hierdie offerdier gelê en wanneer die offerdier dan geoffer word, is dit jou sonde wat aan hierdie dier oorgedra is, wat dan namens jou in jou plek geoffer word en sterf. En dis wat God met Jesus gedoen het. Hy het ons sonde op Jesus wat sondeloos is laat neerkom. 2 Korintiërs 5:21 Christus wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak. Jesaja 53 vers 5 Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. En wanneer 'n mens dus na Jesus gekyk het, soos wat hierdie persoon na hierdie offerlam sou kyk, dan moet jy geweet het, dit was eintlik ek gewees het. Maar hierdie lammetjie in my plek sterf, moes eintlik ek gewees het. Wanneer jy na die kruis kyk, dan moet jy weet, dit moes eintlik ek gewees het. Want, vyfde plek, die offerlam is dan op die ouende geslag. En dan sê Hebreërs 9 vers 22, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig, en sonder die vergieting van bloed vind daar geen vergewing plaas nie. Daarom kom in die Nuwe Testament, Paulus skryf Romeine 3 vers 25, hom, dit is Jesus, het God gegee as offer, wat deur sy bloed versoening bewerk het vir die wat glo. Jesaja 53 vers 5, deur ons oortredings is hy deurboor. 1 Johannes 1 vers 7, die bloed van Jesus sy seun reinig ons van alle sonde. Dis hoekom Jesus se bloed aan die kruis moes vloei, sodat ek en jy van ons sondes gereinig kon word. En die skare kon dit geweet het as hulle net hulle oë oopgemaak het. Ja, die skare moes dit geweet het, maar hulle het nie. Hulle het nie. Want hulle het die verkeerde verwagting van Jesus gehad. Hulle het gesmag na aardse verlossing onder 'n nuwe bedeling. Maar Jesus het gekom om vir hulle ewige verlossing onder 'n ewige lewe te gee. En dan lees ons daarso in Lukas 19 dat hierdie feit dat hulle dit nie gesnap het waarvoor hy gekom het nie, dat dit vir Jesus letterlik tot trane gedryf het. Dat hulle so geestelik blind kon word, dat hulle nie geweet het waarvoor hy Jerusalem toe gekom het, waarvoor hy eintlik aarde toe gekom het nie, waarvoor hy in ons wêreld ingekom het, sodat hy kom soek en kon red die wat verlore is. Lukas 19 vers 41, toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag, die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. As jy maar op hierdie dag, die dinge besef het wat jou vrede kan bring. Want hulle het die beslissende tyd, toe God hulle besoek het, nie herken nie. Die volk het lammers gebring om geslag te word as 'n tydelike versoening vir hulle sondes, maar God bring sy lam om gekruisig te word vir die ewige versoening vir ons sondes. Dit bring ons in die laaste plek by die derde punt. Wie is hierdie man? Wie is hierdie Jesus? Die vraag is eintlik, wie is hierdie Jesus vir jou? En nou kan daar ook baie antwoorde wees rondom dit. Vir sommige kan Jesus dalk net deel wees van die tradisie waarmee jy groot geword het. Dit is moontlik dat jy groot geword het in 'n kerklike tradisie wat jy by jou ouers geleer het, baie mooi, dat 'n mens Sondag behoort kerk toe te kom, dat jy die Here ken en van hom weet en hom respekteer, en selfs nou en dan wanneer jy dit nodig het, die Bybel oopmaak, dat jy redelik gereeld in die kerk sit, saam sing en saam bid,
En dan jy op die ouene sê, ja, ek is 'n Christen. Maar dat jy dalk net 'n naam 'n Christen is, want jy het geen persoonlike verhouding met Jesus nie. Jou hart is ver van hom af. Christendom as 'n etiket wat jy om jou nek hang, maar wat op die ouene nie 'n werklikheid in jou lewe is nie, omdat jy nie verwerklik vir Jesus ken en hom ontmoet het nie. En dit het tot gevolg dat 'n mens deur die lewe gaan en daar's nie werklik by jou 'n sonde besef nie. Daar's nie regtig by jou 'n besef dat die pad wat ek stap, die uiteinde daarvan is die hel. Die uiteinde daarvan gaan nie goed vir my eindig nie, omdat jy nie 'n verhouding met Jesus het nie, gaan hierdie dinge eenvoudig by jou verby, en daarom het jy ook eintlik 'n behoefte aan vergifnis en versoening met God nie. Want dit is maar net deel van die tradisie, die motions waardeur ek gaan. Maar weet jy wat? Dis nog nie te laat. Dis nog nie te laat om werklik waar vir Jesus te ontmoet en hom te leer ken nie. Dis nog nie te laat om regtig tot bekering te kom nie. Vir ander mense is Jesus baie keer net 'n noodwiel. Hy's daar vir die krisistye, wanneer jy hom nodig het. Jy weet, wanneer dinge in jou lewe verkeerd gaan. Wanneer dit nie so goed gaan met jou eksamens nie, of wanneer siekte oor jou pad kom, of wanneer hartseer oor jou pad kom, of iemand jou in die steek gelaat het, of hulle rug op jou gedraai het, wanneer jy eensaam geword het, of wanneer jy in een of ander hoek gedryf word finansiëel en bevrees is oor die dag van môre, dat jy vir Jesus soort van nader sleep en sê, asseblief help. Dat jy dan op jou knieë gaan en sê, Here, U is ons redder, help asseblief. Maar wanneer dit weer goed gaan met jou, dan vergeet jy van hom, en nou jy hom eintlik 'n bietjie op 'n afstand. Hy is nie regtig deel van jou lewe nie, en hy moet ook nie eintlik hom inmeng in jou alledaagse lewe nie, want sy reëls en koninkryksreëls maak die lewe vir jou soms 'n bietjie moeilik. Jy wil eintlik nog die lewe geniet. En daarom hoef jy hom nie regtig te gehoorsaam en te volg en te dien nie. Jesus is amper soos 'n afgoedjie wat jy in 'n kas bære. En wanneer jy hom nodig het, haal jy hom af en jy stof hom af. Ja, nou het ek 'n afgoedjie tot wie ek kan bid. En wanneer daar besoekers kom, dan kan ons sê, o, wag, hierdie man het darm 'n goedjie in sy huis. Hy is darm nie so sleg nie. Maar is dit wat God van jou wil hê? Is dit wat jy, die verhouding wat jy met Jesus wil hê? Want eintlik is dit 'n verhouding wat nie veel beteken nie. Dit is net om 'n nood na Jesus te gryp, maar jy beleef niks van God se teenwoordigheid in jou lewe, wat daar is om jou te help, om op die regte pad te bly, om die reguit pad te loop, in gehoorsaamheid aan Jesus, en dan die vreugde te belewe van iemand wat gevul is met die Heilige Gees, iemand wat onder die beheer van die Heilige Gees lewe. Jy mis dit alles. Maar dit is nog steeds nie te laat nie. Jy kan nog steeds na Jesus draai en sê, Here, vergewe my. Hier is ek. Kom en maak my lewe vol met U teenwoordigheid. Steeds nie te laat nie. Maar dan is daar ook die toegewyde disippels van Jesus Christus, wat hom as die Here, die Verlosser en Koning in hulle lewens sien en dien. Dit is mense soos ek en jy wat ergens langs die pad besef het, ons eie sondigheid het net 'n slegte einde. Dat ons onsself nie kan red nie, maar dat ons totaal en al afhanklik is van God se liefde en genade. En dat ons daarom
ons na God gewend het en aan Jesus vashou as die lam van God wat vir al my sondes betaal het, wat gekruisig is, sodat ek en jy volkome vergewe kan wees, sodat ek en jy volkome nuut kan word, sodat ek en jy volkome in 'n verhouding met God sal leef as sy kind. En uit dankbaarheid, omdat God jou sy kind gemaak het, daarom gee jy jou hele lewe aan God om hom te volg en te dien en te gehoorsaam met vreugde. En jy het elke dag hierdie belewenis. God is hier teenwoordig in my lewe. Jesus stap elke dag die pad saam met my. Hy is my lig, hy is die pad wat my op koers hou, sodat dit op die ouene ook met my goed sal gaan. Vir jou is Jesus jou krag, jou troos, jou lewe, jou alles. En wat 'n wonderlike vertroosting en versekering is dit net nie vir my en jou nie. Dat ek en jy deur die offerlam Jesus wat aan die kruis vir my en jou gesterf het, dat ons bevry is van die mag en houvas wat die sonde oor ons lewens gehad het. Heeltemal vrygekom het van daardie boeye. En dat Jesus vir my en jou gesterf het om ons volkome te vergewe, 'n nuwe blaadjie, 'n nuwe lewe vir ons geskep het en vir ons 'n nuwe toekoms gegee het. Want so lief het God vir my en vir jou. So ek wil vanoggend vir jou vra, hierdie Jesus wat in my en jou wêreld ingekom het, wie is hy? Wie is hy vir jou? Is hy net deel van jou tradisie? Is hy net jou noodwiel? Of is hy jou alles? Die offerlam van God, wat ook vir jou geslag is. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons staan hierso eintlik aan die voet van 'n kruis, in verwondering dat U bereid was om in ons wêreld in te kom, ter wille van mense soos ons. Mense wat se lewe baie keer omvergewerp en verwoes word deur die sonde en die houvas wat die Satan baie keer op ons het en probeer hou, maar dat U gekom het om ons juis vry te maak daarvan vir 'n nuwe lewe, en dat dit U dood gekos het. Here, ons kan nie altyd dit vir onsself indink. Ons kan nie altyd besef wat dit U gekos het nie. Maar Here, ons wil vanoggend dan ook na U toe kom met al ons gebreke, met al ons sondes, met al ons afdraaipaadjies wat ons dikwels loop, en vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons en bevry ons van hierdie houvas wat die sonde op ons lewens het. Maak ons nuut, sodat ons met vreugde en met blydskap en met oorgawe die nuwe lewe kan lei wat U vir ons kom gee het. Here, ons bid dit vir elke gelowige, vir elke kerk, ons bid dit vir ons land, ons bid dit vir die wêreld, dat elke knie sal buig en elke mens sal erken dat Jesus die Here is. Ons bid dit in naam van Jesus die Here. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan ook huis toe met sy vrede, want die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van julle bly totdat Jesus weer kom. Amen.